As hy baie welkom almal online wat inskakel. Is lekker om ook om saam met julle te kuier. Wat preek 'n mens? En ek het by die Here gesit en net sit in my hart en my gees opgekom. En ek wil 'n bietjie vandag praat oor waarom het Paulus getrek. Ek wil duidelik sê hy was nie getrek nie, hy het getrek. En kom ons lees saam. Eenvoudige beskrif, Handelinge 20 vers 1. Met die betoging verby, het Paulus die gelowiges bymekaar geroep en hulle moed ingepraat. Daarna het hy hulle gegroet en na Macedonië vertrek. Dalk kan jy vir my die kaart opsit asseblief. Hulle het na Macedonië vertrek. So Paulus kom op 'n plek in sy lewe en hy voel hy trek. So hier onder in die hoek is Efese en daarbo wat Thessalonika is Macedonië. Paulus het oor see getrek. Nou, waarom doen die Here dit? Waarom doen hy dit? Wat gebeur? Ek wil jy moet wonder hoekom het Paulus getrek en waarom los hy die gelowiges? Is pragtige mense. Mense soos julle. Hy los hulle agter. Hy sê vir ek is nou klaar met julle en ek trek. Waarom gebeur dit in die koninkryk van die Here? Hoekom stuur hy mense? Om dit te verstaan, gaan ons nie eens daar stop. Nou gaan ons 'n bietjie praat oor die koninkryk van God. Dis 'n tema in my lewe wat ek al hoe beter begin sien. Die Here trek so 'n bietjie die veil weg. Ek begin al hoe meer besef hoe ryk en hoe wonderlik die koninkryk van God is. Die koninkryk van God is die plek waar God regeer. Het was nog altyd sy koninkryk was nog altyd daar. Hy het 'n ewige koninkryk en in sy koninkryk is dinge altyd soos hy wil. Altyd soos hy wil. Hy skep mens en in die mens maak hy hulle en hy plaas hulle in 'n tuin. En in daai tuin is goeie soos God wil. Alles is goed, alles is mooi en dan is die mens baie goed. En die mens wandel in verhouding met God en in die tuin is dinge soos God wil. En waar God wil, daar is sy koninkryk. So if you belong to a king and you live in his kingdom, that's where his rule reign. So met ander woorde, waar is God se koninkryk? Daar waar sy wil geskied. Daar waar dinge is soos hy wil hê dit moet wees. Sondeval kom. Die grootste skade wat die sonde aan ons gedoen het, dit het access tot God se koninkryk vir ons bietjie toegemaak. God het dit nie toegemaak nie, sonde maak dit toe. Want ons kan nie met hierdie sonde in sy koninkryk instap nie. En vir baie jare, vir duisende jare, is God se koninkryk geken gewees vir iets wat in die allerheiligste is. En mense het nie natuurlike toegang gehad tot dit nie. Hulle toegang was baie limited, hulle toegang was baie beperk. Hulle moes diervorm van offersisteme en hoëpriesters moes hulle toegang bewerk met moeite en effort. Maar toe kom Jesus aarde. En toe begin hy iets verkondig en hy sê hierdie woorde. Die koninkryk van God het naby gekom. Hy sê ek het goeie nuus, almal ek het goeie nuus. Almal luister, hy sê die koninkryk van God. Nou vir my en jou is dit 'n vreemde term. Hoe het hy naby gekom? Wat het naby gekom? Dis vreemde taal. En ons wat nie meer in koninkryksterme praat nie, verstaan nie regtig wat dit beteken nie. Maar as Jesus sê, ek wil eendag vir jou sê, as Jesus sê dis goeie nuus, dan moet jy weet dis goeie nuus. As dit nog nie vir jou goed is nie, beteken dit jy verstaan dit net nog nie. Die dag as jy die goeie nuus verstaan, dan besef jy hoe goed dit is as die koninkryk van God naby kom. En hier is die ding, die koninkryk van God is nie net een keer vir jou goeie nuus nie. Wanneer jy dit aanneem nie. Nee, dit is elke oomblik goeie nuus. En dit bly goeie nuus. Deurlopend is dit goeie nuus. Nou, hoe die koninkryk van God naby gekom? Kelp. Koninkryk van God het naby gekom. En Jesus Christus, toe hy aarde toe kom, het julle gehoor wat hy sê?
ek doen niks wat ek nie by my Vader sien nie. So Jesus doen wat? Die wil van die Vader. Wat is God se koninkryk? Daar waar dinge is soos hy dit wil. Soos hy dit wil. Met ander woorde, Jesus loop rond as die ambassadeur van die hemel. Hy is die ambassadeur van die hemel. En waar Jesus loop, loop die hemel saam met hom. En aan wie Jesus vat die hemel ook aan hulle. So daar's hierdie 'n mooi Engelse woord, collaboration tussen Jesus en die koninkryk in die hemel. Okay, so met ander woorde, Jesus is nou in sy persoon, is hy die koninkryk van God. Hy is die lopende teenwoordigheid van die koninkryk van God. So baie loop. Maar nou gebeur daar iets wonderliks. Die koninkryk kom naby, hoe het hy naby gekom? Jesus het gekom. Maar hy is beperk, die koninkryk. Die koninkryk is nog beperk. Hy is nie daar waar Jesus is. Daar's mense wat in ander lande gebly het, wat nie eens geweet het Jesus loop aan. Hulle het eers geweet die koninkryk het naby gekom. So die koninkryk het naby gekom vir daai paar mensies daar waar hy geland het. Begin God stadig maar seker sy koninkryk afvestig. Dan kom Jesus en hy raak aan iemand se lewe. Dit is besonders mooi. En soos hy aan iemand se lewe raak, dan is dit asof die koninkryk na daai mense se lewe toe kom. Dit is pragtig. Jy moet die Bybel hoor gou Lukas. Jesus stuur sy disippels uit. En hy sê vir hulle hierdie woorde, hy sê Lukas 10 vers 9, hy sê, genees die siekes, gaan uit en genees die siekes, wat daar woon en sê vir hulle, die koningsheerskappy van God is nou naby julle. So wat gebeur? Die koninkryk is in Jesus, Jesus vat aan sy disippels, iets gebeur in hulle, die koninkryk trek in hulle in. Nou begin hulle lywe, hulle doen en date raak nou al hoe meer soos God wil. Nou begin dit lyk soos die koninkryk lyk. Nou sê hy, gaan julle nou uit na die dorpe toe. En dan gaan bid julle vir siekes en genees siekes en julle preek die lewe en die woord van Christus. En soos hulle dit doen, wat gebeur? Hy sê, en dan as jy vir iemand bid, of as jy aan iemand vat, of as jy vir iemand preek, sê vir hulle, nou is die koninkryk van God naby jou. Dis goeie nuus. Iets wat geen, wat glad nie naby was nie. Iets wat moeilik was om uit, iets wat moeite was. Iewes skielik, deur iets wat God doen, nie ek en jy nie, deur iets wat hy doen, kom die koninkryk nou naby. Kom die koninkryk nou naby. So met ander woorde, die eerste ding wat gebeur, is die koninkryk van God doen iets in my, vir my. Dis die eerste tree. Doen iets in my, vir my. Maar dan is daar die koninkryks nou hier. En wat nou gebeur? Nou begin ek dinge doen, en hoe meer die dinge wat ek doen, meer lyk soos die dinge wat Jesus lyk, en Jesus lyk nou soos die Vader lyk, begin die wil van God deur my vloei. Nou begin ek iets doen, nou vat ek ook aan jou. En as ek aan jou vat, as ek vir jou liefde gee, as ek vir jou hulp verleen, dan kan ek nou vir jou sê, nou is die koninkryk ook, die koninkryk het aan jou geraak. Jy kan kies of nooi die koninkryk in, maar die koninkryk raak aan jou. Onthou julle Jesus se gebed? Hulle vra vir hom, leer ons hoe om te bid. En Jesus sê, okay, kom ek leer julle, onse Vader wat in die hemel is. Laat u koninkryk kom. Wat sê hy dan? Laat u wil geskied. So, die koninkryk van God en die wil van God is eintlik dieselfde ding. En dan sê hy, laat dit wees soos wat? Laat dit wees hier soos dit waar is? Daar is. So met ander woorde, ek en jy kan die hemel aftrek aarde toe. En waar die hemel begin in ons lewens affekteer, begin ons optree soos hemel. En die mense wat geaffekteer word deur ons lewe begin hemel voel, tot dit iets ook in hulle verander, en hulle begin so optree, en daar versprei die koninkryk van God. Die koninkryk het naby gekom, en ek en jy vandag beleef die koninkryk, want die koninkryk het geleef in Johannes en in Petrus. Dis die wonderlikste ding, gaan kyk in die Nuwe Testament, gaan kyk Handelinge. Skares het na Jesus toe gekom, dit was een ding. Toe word Jesus gekruisig, hy is weg. Julle en toe sê hulle, as Petrus hulle by dorpe ingestap het skares van heine en verre gehardloop en hulle gevoeg tot by die Christene, want
Hulle was verbaas. Hulle almal het gedink, okay, die koninkryk was in Jesus, maar toe Jesus weg is, dink hulle alles is weg. En nou kom Petrus, Johannes, gewone mense, vissermanne, en hulle sien die koninkryk is nou in hulle. En waar hulle vat is die koninkryk. En gewone mense het nou die koninkryk. Nou die hemel het vir ons access gegee. Ons kan connect, dis die koninkryk van God. Hier Johannes die doper, hy is in die tronk. En hy gaan deur 'n geloofskrisis. En die woorde, Jesus, hy roep, Johannes roep sy disippels, hy sê, gaan kyk vir my wat doen Jesus. Gaan kyk vir my wat doen is, en vra vir hom of hy werklik die een is. Johannes wil weet, is hy regtig die een wat van die koning afkom? Hier Johannes se disippels gaan uit, en wat sê Jesus vir hulle? Hy sê vir hulle, kyk net wat julle sien. Hou my dop en kyk wat julle sien. Blindes sien. Hoekom sien blindes as Jesus in hulle raak? Want dis hoe dit in die hemel moet wees. Genesing. Hoekom word mense bevry van demoniese bindings as Jesus in hulle raak? Because that's how it is in heaven. En Jesus sê vir sy disippels, blindes sien, dowes hoor, lammes loop, gaan sê net van wat julle sien. Want hy het geweet, Johannes sal weet, die koninkryk het gekom. Dinge op aarde is nou soos dit in die hemel is. Wow. Weet jy, dit kan in jou lewe so wees? Weet jy, hemel is nie iets vir eendag nie. Dit maak 'n verskil nou. En God se koninkryk hier op aarde het citizens of his kingdom real life. Mense wat bloei as julle sny, soos ek en jy, hulle loop rond by die koninkryk in hulle. En hy wil nie wegdryf nie. Ek vra jou, waarom trek Paulus? Dis waar ons begin het. Ek weet nie altyd hoekom moet mense trek nie. Ek sukkel met dit. Dit is 'n stuk van die gebrokenheid wat ons het. Ons is nog nie in die hemel nie. Ons is op pad soontoe, maar is 'n stuk van die hemel wat ons ervaar en ons voel. Nou, hier is die storie van Paulus. Paulus is in 'n dorp, of in 'n stad met die naam Efesië. Nou, ek het vir julle nou die kaart gewys waar lê Efesië. En in hierdie dorp is daar 'n groot tempel, en dit aanbid 'n godin, 'n Griekse godin. En hierdie Griekse godin maak baie geld vir hierdie stad. Nee, sy bestaan nie. Maar hierdie Griekse godin was, ek dink, die godin van vrugbaarheid, so julle kan net dink hoe die beeldjies gelyk. Nou maak hulle aanbiddingsbeeldjies, silwer aanbiddingsbeeldjies van hierdie godin. Okay. En sy het 'n tempel gehad in Efesië, en die hele dorp in die stad Efesiërs, hulle het hierdie godin, hulle was die bastions van hierdie godin. Hulle moet haar lewendig hou, hulle adverteer haar, en hulle eer haar en vereer haar, en hulle wil nie, sy moet ooit kwaad raak vir hulle nie. Nou is daar 'n klomp ystersmitte en silversmitte en beeldhouers in daai stad. En die silversmitte maak hierdie beeldjies van hierdie godin. En dan verkoop sy hulle, nou vat jy nou die godin na jou huis toe, next level. Dan het jy nou die godin in jou huis en jy kan haar vra en hierdie beeldjie help jou. Die probleem is, Paulus kom praat van 'n God wat jou vrymaak. En hulle preek dit. En die kerk preek dit, en die gelowiges preek dit. En die dorp begin, hulle harte draai na Christus toe. En hierdie silversmid leef daar en hy kyk, wat gaan hier aan? Ons besigheid is besig om mekaar te tuimel. Ons het geen revenue nie. Mense glo nie meer in hierdie beeldjie nie. En wat doen ons met hierdie property bo op die berg, hierdie massiewe tempel? Wat maak ons hiermee? En hy roep toe al die silversmitte in die stad bymekaar. Hy sê, mense, ons industrie is in die probleem. So hy werk eens met hulle oor hulle geld. Hy sê, julle gaan brandarm wees, ons gaan niks meer verkoop nie. Die lucrative besighede wat ons het, gaan doodloop. En gaan lees Handelinge 19. En hy sê vir hulle, ons moet in opstand kom. En hulle sweep die hele stad op en hulle maak dit nou 'n geestelike ding. As ons is die caretakers van hierdie tempel en van hierdie godin, as sy nie meer daar gaan wees, wat gaan gebeur? Sy gaan verlore gaan en ons gaan teen maak 'n groot storie van dit. Hulle raak so kwaad dat daar riots in die strate is. Die Bybel sê, mense is in optog en almal weet nie waaroor gaan dit nie. Was jy al deel van 'n optog? En jy cheer en jy sing en jy dans? Maar jy weet nie hoekom dans ons nie, maar dit is lekker. En dis wat hier gebeur. En hulle gryp twee Christene. En hulle sleep hulle na die Kolosseum toe. Dit gaan nie nou goed gaan nie.
Adel wys vir die fotootjies van die Colosseum. Dit staan vandag nog daar. Dis die teater in Efesië, die teater in Efesië, nie Colosseum is die teater in Efesië. En die is so goed ontwerp, as jy op die heel boonste bank sit en iemand praat saggies daaronder waar daai man staan, kan jy alles hoor. Daar's so artist impression net van hoe dit gelyk daar. Nou, los daai prentjie daar. Hulle sleep hierdie 2 mans heel voor op baie spesifieke verhoog. En hulle beskuldig hulle, en hulle gaan nou hierdie mense uitmekaar uitskeer. En Paulus is in daai stad op daai oomblik. En hy hoor, die Christene word gesleep na hierdie plek toe iets verskrikliks gaan gebeur, en hy wil gaan kyk, en hier's iets wat gebeur. Hy wil gaan kyk, want dan kom hy daar. Hy het hierdie mense opgelei. Hy het oorgedra die stuk koninkryk wat aan hom was aan hulle. Goed leef van hulle. En hulle sleep hulle uit soontoe, en hier's 'n pragtige ding wat gebeur. Hulle staan daarvoor, die skare is gereed om uitmekaar uit te skeer. 'n Joodse man staan op, hy wil 'n paar woorde sê, hulle kom agter, hy sê Jood, hulle druk hom dood, hy mag nie praat nie. En die rig 'n ander man op, soos 'n tipe van 'n burgemeester of iemand in die stad, en hy staan op en hy sê, Grieke, wat is julle besig om te doen? As julle hierdie mense onskuldig doodmaak, wat gaan Romeine sê? En iets bonatuurliks gebeur, en die Grieke en Romeine staan op en beskerm eintlik die Christene in hierdie geval. En Paulus wil gaan, hy wil op die stage kom, hy sê, let me out, ek gaan hierdie ding sort, ek gaan hulle help. En weet jy wat sê die Christene? Sê, nee, Paulus, jy mag nie gaan nie. We've got this. Don't worry, we've got this. En die Bybel sê, die volgende dag toe hulle laat die mense toe gaan. Die volgende dag toe settle die optogte, en Paulus sien wat hier gebeur het. En hy roep die gelowiges by mekaar. Hy sê, ek wil julle bemoedig. Ek is nie meer nodig nie. You've got this. En hy trek. Sien, was 'n tyd wat Paulus gedink het. Hy is nodig. En dit was 'n tyd waar hy nodig was. Maar God weet. God weet. En hier's iets wat gebeur het. Paulus het gesien dat hierdie Christene funksioneer nie meer alleen nie. Hulle is nou in collaboration met die Kingdom of God. En dis wat die koninkryk doen. Eers doen die koninkryk vir jou iets, dan begin jy iets doen, en die oomblik as jy begin iets doen, dan kom jy agter daar's bonatuurlike hulp. That's the kingdom. That's the kingdom. Jy doen goeders, maar daar's 'n bonatuurlike effek. Dis die koninkryk. En raai wat sien Paulus? Ek verbeel myself, hy loer hier op die een van daai deure, hy wil net jy, let me out, ek moet gaan. En hulle sê, ag, maar nou nie, relax, we've got this. Want ons doen dit nie meer alleen nie. We are in the kingdom of God, and the kingdom of God is working through us. En die ongelooflikste goed gebeur. Daai stad, draai, die Here doen wonderlike goed. En Paulus kyk, hulle sê, okay, ek sien my nodig nie. Ek sien my nodig nie. Michael en Jeliska het by ons ingekom, en deel van ons lewens geraak. Hulle is vriende, en ons is lief vir hulle, en ons het so lekker saamgewerk. Maar ek is jammer om dit te sê, ons het julle nie meer nodig nie. We've got this. Ons stuur julle met die grootste seën. En ek wil eintlik die gelowiges motiveer. Baie van julle het iets gekry by julle in julle harte, in julle siele. You've got this. Die koninkryk is in jou. Ons kan enige iets doen. En die Here rig nuwe mense op. En hy stig nuwe mense op. Hy motiveer mense om groot goed te doen. Raak gemeente. We've got this. Wat gaan jy doen? Die koninkryk het iets in jou lewe gedoen. Wat gaan jy doen vir die koninkryk? En jy doen dit nie omdat jy skuldig is nie. Jy doen dit want jy wil. You want to be part of what Christ is doing. En ek wil dat hulle lewens vir ons ook 'n voorbeeld wees. Kan hy jou inspireer om te sê, Jaco, ek is op die oomblik op 'n plek waar ek ontvang van die koninkryk, maar hoe kan ek teruggee? En dan sê jy, maar Jaco, ek is nie goed genoeg, of ek kan nie. Dis wat Paulus ook gedink het. Ja, jy is doodreg, jy is nie goed genoeg nie. En die realiteit is, as Michael hier voor staan, die Liska hier voor staan, sal hy sê, ek is ook nie goed genoeg nie. En dis met wie God werk.
mense wat nie goed genoeg is nie. Die oomblik as jy dink jy's goed genoeg, dan moet jy nog 'n entjie stap, nog nie kom nie. Moet nog nie kom nie. Die oomblik as jy voel, okay, ek weet nie hoe gaan ek dit doen nie, maar ek voel iets stir in my hart, dan nooi ek jou uit. Raak deel van wat die koninkryk doen. Daar's niks meer vervullends nie. Daar's niks meer vervullend nie. Raak deel van ons team. Ons reik op, gryp die hemel vas, en ons trek om af aarde toe. En ons trek om af ons kom. Sjoe, okay, ons nou klaar praat. Dankie julle.